Goeiedag, weer eens welkom in die program Mense en ons stories saam met my Natasha Fick. Nou ja, dis 'n absolute voorreg altyd vir my om saam met jou te kuier. Ek vertrou dat jy geniet nog die stories wat hier uitgaan. Onthou dis ons splinter nuwe seisoen, splinter nuwe mense en splinter nuwe stories. Nou as jy verlede week ingeskakel was, ek het vir Suster Angie Willard hier saam met my in die ateljee en sy is besig om haar volle lewensverhaal saam met ons te deel. Nou ons het so in die vorige seisoen was sy hier, maar sy het net gedeeltes uit haar getuienis uitgehaal en daar was mense wat gesê dat hulle soek so graag Suster Angie se volle getuienis. So dit is wat ons besig is om te doen vir hierdie volgende paar weke. So vertel jou vriende, vertel familie om in te skakel en te kom luister na haar storie en na haar getuienis. En onthou Suster Angie is ook tans besig om haar volle lewensverhaal in 'n boek bymekaar te sit. So hou dop die skerms, hou dop die Facebook, hou dop ons sosiale media om te sien wanneer haar boek beskikbaar is en kry vir jou 'n kopie van haar boodskap en sy gaan ook 'n boeklaunch het een van die dae. So al die inligting gaan ons ook op die skerm plaas vir jou. So goeiedag Suster Angie, goed om u weer eens hier saam met my in die ateljee te kan hê. Goeiedag Natasha, ag jy's so pragtig, so lekker om saam met jou hier te sit. So ek dink ek kan vinnig weer kom na jou toe. Ja, ons kan lekker koppie tee en koffie Ja, en lekker. beskuit volgende keer hê. Ja, Suster Angie, vertel vir ons 'n bietjie verder wat het gebeur toe u nou as jy nie ingeskakel was verlede week nie. Gaan kyk op my YouTube kanaal Woman After God's Own Heart. Daar gaan Suster Angie se eerste episode wees van haar deel 1 van haar getuienis. Ja, dierbares, ja, ons gaan verder. As 'n dogtertjie van 11 jaar oud sit ek die dag in hierdie plaashuisie. En die uitnodiging kom. Wil jy nie jou lewe vir die Here gee nie? Sjoe. Net nadat my suster die lied gesing het, is jy ook al op reis na die hemel. Nou die gees van die Here is iets anders. Hy laat jou nie. Ja. Hy laat jou nie met rus nie. Ek sit daar met die gees van die Here, praat met 'n 11-jarige dogtertjie. As ek nou kom, waarmee gaan ek jou besig vind? Hoe gaan jou lewe wees? En ek het daai aand daar opgestaan en ek het vir myself gesê, ek weet nie of Jesus regtig vir my wil hê nie, maar wel ek gaan maar. En ons het sulke parafin blikke gehad, wat die ou mense daai tyd gemaak het as hulle meubels, maar dan het hulle dit oorgetrek met lap en bo-op was daar 'n kussing gesit en die ouderlingse vrou is sit by een van die drommetjies en ek gaan na haar toe en ek gaan kniel daar by haar drommetjie en ek rem haar skirt en sy buik af. Toe sy my nou daar sien op my knieë sit en toe sy nou afsak, vra sy vir my kind, wat wil jy hê moet liewe Jesus vir jou doen? Ek sê, Suster Elsie was nou ek kan maar naam noem. Ja. Suster Elsie, ek wil graag vir Jesus aanneem in my lewe, maar ek weet nie of Jesus my wil hê nie. Ek sê, vra Suster Elsie, vat Jesus stiefhonde aan? Maar my pappa het gesê ek is 'n stiefhond. Sy sê, ja my kind, want Jesus maak jou dan sy eie. Ja. Suster Elsie, my maatjie se maat gesê, ek gaan nêrens kom in die lewe nie. Vat Jesus kindertjies aan wat nêrens gaan kom in die lewe. Sy sê, ja my kind, want Jesus gaan so 'n kind, gaan Jesus ergens bring. Suster Elsie, kyk hoe lyk my voete. Ek het nog nooit skoene aan my voete gehad nie. Vat Jesus skaalvoet dogtertjies, dit se voetjies so gebars is soos myne. Sy sê, ja my kind, want Jesus gaan vir jou skoene aantrek van bereidheid. Ek sê, in daai geval gaan ek Jesus aanneem en sy bid vir my. En terwyl sy vir my bid, kom dit so my gedagte, jy weet, mense gedagtes is ons altyd besig om met jou te werk. Sy bid, maar ek dink in my gedagte, my ma het altyd gesê dat as dogters besit julle iets kosbaar en dit is jou maagskap.
En my ma het gesê, hou die maagskap vir jou man met wie jy eendag gaan trou. En al het ek nie regtig geweet wat die maagskap is wat my ma van gepraat het nie, het ek net gedink, my ma het gesê, hou dit vir die man met wie jy gaan trou. Nee, ek het mos nog nie 'n man nie. Ja. So, ek kan mos my maagskap vir Jesus gee. Ja. Ek het dan nou iets om vir Jesus te gee. En ek het so goed gevoel dat ek iets gehad het om vir Jesus te gee. Min het ek geweet. Ek het my maagskap verloor. Nog voor ek 12 jaar oud geword het, deur iemand wat ook sê die Here is goed. Iemand wat voorgestaan het, iemand wat vir my vertel het van Jesus, 'n maat van my pappa. Hulle het hom genoem bishop, moderator. Daarom sê die woord van die Here, leer vir ons Natasha, dat ons moet die geeste op die proef stel. Ja. En dit is in die dae, die belangrikste van dit alles, is dat ons moet die gees van onderskeiding kan hê. Ja. Want dis nie almal wat sê Here, Here wat nie. gaan ingaan nie. Ja. En ek het my maatskap verloor. Ek en my suster in die oggend werk toe gegaan en toe ons nou op die stasie kom, toe kon ek nie verby die bergies gaan nie, want my kaartjie, my treinkaartjie het ek by die huis gelos, want ek het my sakkie die aand het ek gechange. Daai tyd toe werk ek nou al in Bellville en Durban Road, toe werk ek daar as 'n messenger girl. Okay. Dus die selfoons en goed is nog nie daar nie. En ek sê toe my suster, maar ek kan nou nie verby die bergies en ons het ook nie, ek het die kontant geld nie en my suster het ook nie. En ek sê vir haar, Kathleen, ek gaan nou gou vinnig huis toe, dan gaan ek my kaartjie haal. Ja. En jy moet vir my wag. Maar ongelukkig, ek het my kaartjie gaan haal en toe ek terugkom by die stasie, toe is die trein weg en Kathleen het in die trein geklim. Want omdat ons nie geleerd is nie, moet ons hard werk om te kom waar ons wou wees. Ja. En ek moes toe van die stasie af omdraai en dink, ek gaan nou hike vir 'n lift, maar voordat ek gaan hike, gaan ek eers my mamma haal. En dan kan my ma by my kom staan en kan my ma sien as ek 'n lift kry en in watter voertuig ek klim. Maar toe ek nou die pad wou oorsteek, stop daar 'n bakkie by my en die bakkie is niemand anders as die maat van my pa nie. As iemand wat vir wat jy ons vertrou, in die kerk staan, iemand wat by ons kom eet het, iemand wat meer by ons was as by sy huis. So, want my ma het altyd gesê, ons moet nie met strangers nie, en sommer net in enige ryding geklim nie. Maar hy kon stop by my en hy maak vir my die deur oop van binnekant en hy vra my, gaan jy Bellville toe? Werk toe. Ek sê ek gaan, hy het geweet ek gaan werk toe. Ek sê ek het die trein gemis. Hy sê hy is op pad Bellville toe, ek my lift gee. Hy het my 'n lift gegee. Ek het ingeklim. Ek is safe. Daar is nie probleme nie. Ek hoef mos ook nie bang te wees nie. Ja. En hy het gery. Maar voor in Durbanville gekom, voor ons Bellville gekry, die tyd was Durbanville nog heel bebos. Het hy aan 'n bospaadjie opgekry en hy het vir my gesê, toe ek inklim, hy moet iemand voor gaan optel, ek gee seker nie om en ek sê, nee, ek gee nie om nie. Hy kan maar die persoon gaan kry. En hy het die pad opgegaan, 'n grondpad, 'n plaaspad. En hy het gery en in my mind het soos 'n 11-jarige dogtertjie gewerk. Wat werk toe gaan om vir haar ma brood te gaan verdien. Ja. Diep in die bosse het hy gestop en hy sê vir my, sit jy nou net so doodstil. Hy het my altyd gesê, Sister of Angeline, maar ek kon nou sommer nou jy, maar hy klim uit en ek dink, hy vra my, of hy sê vir my, ek moet stil sit. Ek dink, ek gaan nog maar so nie saam met jou nie. Ek het niemand gesien nie, ek het nie eens 'n huis gesien nie. Ek het nooit opgelet, ek het net agter hom die bakkie gekom nie. Ja.
En hy het die deur oopgeruk en 'n groot man beroof, hy dag 'n ou dogtertjie. Sjoe. In 'n kerk, man. Sjoe. Die eerste van dit alles is dat hy beroof 'n dogtertjie van haar magskap, hy beroof 'n dogtertjie van haar enigste besitting wat sy gehad het om vir God te gee. Okay, ek het so gedink. Maar ek het so goed gevoel om te weet dat ek iets het om vir Jesus te gee. En ek word beroof. Hy gee nie om wat te doen nie. Mense gee nie om wat hulle doen as hulle iemand verkrag nie, want al wat hulle dink is om hulle vlees te bevredig. En hy het sy vlees bevredig en omgekom en my pa was die leraar in hy tyd. En my pa het murgkanker gehad. Groot keer in my pa huis toe gestuur om te kom sterf by die huis. Hy sê vir my, hy kyk my binne in my oë en hy sê vir my, vra vir my, wat gaan jy nou doen? As jy vir jou pa gaan sê, jou pa vinniger sterwe. As jy vir jou ma sê, jou ma gaan nie glo nie. Want mense aanbid baie keer die kerk nie. Die leiers meer as wat hulle God aanbid. Ja. En ek het hom gevra, kan ek nou net by die werk kom nie? Hy het die bakkie gestaan en my gevra, as jy nou uitklim of wat gaan jy maak? Ek sê, ek kan nie uitklim nie, ek weet nie waar ek is nie. Laai my dan maar net in die hoofpad af. Maar ek sê vir my, gaan bel word toe. Hy laai my daar af, dit was nie my werkie. Ja. Ek het met die geheim vastgeloop, Natasja. Ek het die ding, die verkrachting. Dit was 'n geheim tussen my en hom. Ek kon nie my ma laat sê nie. Ek het 14 geword en toe sit nog my grand birthday en hy het nog altyd by ons huis gekom. En my pa het vir hom gevra, my pa het mooi gesond geraak. My pa het vir hom gevra of hy nie my tafel wil sien nie. Sonder dat my pa bewus was, het hy dag my 14-jarige paatjie net so opgemors. Hy het daar vroom gesit. En hy het gebid. Ek kon nie langer as dit, ek het opgespring en ek het kamer toe gegaan. En in die kamer het ek geskree, sonder dat 'n woord uitgekom het. Sjoe. Maar ek moes nou vinnig teruggaan, want as hy klaar gebid het, gaan my ma, hulle sien ek sy by die tafel, want my ma, hulle weet nie. Ek wil 'n lang storie kort maak. En ek het by die tafel gaan sit, my ma het gevra, en jy kom huil, ek sê, ek huil nie, mami, dat ding in my oog gegaan. En ek het geleer om leuns ook te vertel. Deur dit geheime maak vloeke. Ja. En min het ek geweet dat die geheim wat so vas het op my lewe gaan maak, dat die verkrachting vloek nie oor my verbreed word nie. Ek was weer verkrag. En ek het my maatjies het my gevra om saam met hulle te gaan dans toe. Ek het gedansie, maar ek was ook nie meer regtig by die Here nie. Ek het nog kerk gegaan, want die kerk was hy dan nou die... Ja. Ek het nie meer geluister, ek het daar gesit, want ons moet saam Die kerk hart toe was gaan. nie meer daar nie. Ja, ons moet, ou mense het nie vir hulle laat sê nie. Hy het gepreek, en as hy by my kom, en het hy die maatjie van sy mond afgehaal, en het hy in my oor gesê, sê net. Die sê net, het saam met my geloop. En ek het, toe my maatjies en my vrou op 16, wat sê net nog by my, sê net, het alle in my ore gespeel, maar ek het gedink, ek gaan maar saam met my maatjies dans toe. Hoe kan ek dans? Ek kan juig, ja, ek het goeie ritme in my. En ons is dans toe.
ek het net daar gaan sit, want hulle het vir my gesê, jy hoef nie te dans nie, jy kan maar net daar sit. Ek het die dag my God teleurgestel, maar ek het my maatjies tevrede gestel. En toe die dans uitkom, die aand het hulle, die seuns wat agter ons geloop het, en ons het uit Piniel uit Keimer toe gestap. Hulle het 'n klip gegooi, en die kar wat verby gegaan het hulle se ruit uitgegooi, en dit was ouens van Elsie's rivier, en hulle het uit die kar uitgespring, en hulle kom by die seuns, maar hulle kon nie die seuns kry nie. En hulle sê, ons kry nie julle nie, ons gaan nou vir julle girls. Ons was julle girls nie. En my maatjies het my genooi, daar hardloop onder my uit. Hulle het die donker gangetjies geken. Ek het nie geken nie, want Angie was die lig, wat in die duisternis geloop het. En die naand, toe verkrag die 6 manne my om my beurt. Die was nou 'n hofsaak. Maar die ouens het dan nog die dag toe ons voorkom. Okay. Nadat hulle my verkrag het, hulle my net daar gelos, en ek het ook in die bos, uit die bos het gehardloop, maar ek het in die teenoorgestelde rigting gehardloop. En ek het amper voor 'n kar gehardloop. Die man en wie ek amper gehardloop het gestop, hy vra meisie, wat soek jy die tyd van die nag in die bosse? Ek sê, ek was nou net verkrag van 6 manne. En hy vat my polisiestasie toe, die polisie het uitgegaan en hulle het 1 man gevang. En op die einde van die dag, toe ons nou voorkom, toe sit net die 1 man wat saam met my voorkom, en hulle sê toe, hy het toe nou die hele saak op hom gevat. Ek het nou absoluut niks verstaan nie. Ja. Die ander dag kom sit. Hy man het nog 'n prokureur ook gehad, en hy word vrygespreek, maar Angie was nooit vrygespreek nie. Angie het geloop met hierdie vuilheid in haar, hierdie ding in jou mind, hierdie magting van verkrachting. So mense wat mense verkragt, besef nie wat hulle doen nie. Ja. En wat 'n letsel hulle los en seer in daardie persoon se lewe nie, en hoe daardie persoon moet worstel om deur daardie dinge wat met hom gebeur het te kom nie. Ja. Maar die saak was enorm uit. Maar die eerste saak was verkrachting, het ek nie van gepraat nie. Ek het kindertjies in die lewe gebring. Maar dis nou 'n getuie vir volgende keer, maar ons verder aangaan. Ja. Sister Angie, hoe vir iemand wat miskien nou luister en sê, "Sjoe, ek kan nie dink dat iemand as 'n jong meisie deur al hierdie dinge gegaan het nie." Hoe kom 'n mens daardeur? Hoe werk jy daardeur? Ek kan eintlik maar net praat uit my eie ondervinding, hoe ek daardeur gegaan het, deurgekom het. Ek is baie lief vir die Here. Ek het die Here gebeloof die dag toe ek bekeer, het ek vir die Here gesê dat niks my gaan skei van sy liefde nie. En ek het vasgehou tot op vandag toe. En die belofte wat ek daar aan die Here gemaak het, is my behoudenis tot op vandag toe. Amen. Niks gaan my skei van sy liefde. Amen. En ek kan dit bely met my tong. Ek is baie lief vir die Here. Amen. Ek verruil die Here van niemand en niks nie. Ja. Al gaan dit opdraand. Al gaan dit afdraand. Al gaan dit soos wat dit gaan. Amen. Sister Angie, wat het toe gebeur? En ons het nog so 'n kort tydjie oor. Wat het toe gebeur na die verkrachting? U was mos 16, né? Toe die verkrachting gebeur het. As ek reg 16 met die 6 manne. Wat het toe in daardie tyd gebeur met u? In die tyd is dit dat ek was mos nou so in 'n lewe, jy maar moet saans gaan nie slaap en elke aand verkragt hy manne jou. Elke dag sien jy nog die man by julle huis aankom, maar my maale het toe later aangetrek, en hulle gaan toe terug Prins Albert bly.
En ons het toe by my, ek het by my suster gebly, ek en my suster Kathleen, my een suster toe nou op die plaas gebly, sy was getroud, en toe gaan bly ons by haar, my ma is terug. En ja, toe op 'n dag, kom maar mense openlig hou op die plaas, terwyl ek ook maar so in die kokon was, ek is ook van stil mense gewees, nooit gepraat nie, ek het net met jou gepraat as dit nodig was, het ek jou net geantwoord, en dan was dit ook maar klaar. Ja. Maar as ek van die Here gepraat het, kon ek heel dag met jou praat. Maar hier het ek gevoel, dit wat ek vir die Here gehad het, het ek nou verloor. Jy verkrachting maak jou, laat jy, behalwe dat jy so vuil is, jy voel vuil, jy kan met jou maar hoe was. Jy bly net vuil voel. Ek het gedink, soos die duiwel van my kon sê dit, dat die Here is nie lief vir jou nie. Ek het baie geworstel met die. Dan sê vir my die Here, totdat ek vir eendag vir hom gesê het, man, as die Here nie lief meer is vir my nie, ek is lief vir die Here. So ek gaan by die Here bly. Al gaan ek nou nie eens meer kerk toe nie. Toe kom hulle eendag haar openlig hou. Mense uit die Kaap het kom aan kamer op die plaas openlig hou. En ek het geweet wat die woord sê, so ver as die ooste van die weste verwyder die Here jou oortreding. Amen. Ja, maar die dag, ek weet, jy het dit al ook geondervind dat baie mense preek dieselfde woord, maar dat seker by elke woord kry jy net iets anders. Maar die dag, toes die woord, so ver as die ooste van die weste, verwyder die Here jou oortredinge. En al was jou sonde so swart soos skarlaken, hy maak dit so wit soos wol of sneeu of wat. En ek het die dag, toe gaan ek weer vorentoe, en ek gaan bekeer my oor. En die dag het die Here my gewas, kon gemaak en genees. Amen. Amen. Sodat ek self, die manne wat my verkrag het, ek het hulle vergewe. Yes. Want ek het altyd waar ek geloop het en ek sien 'n groep manne en dan dink ek, is dit nie dalk hulle nie? Want ek was so bang. Ek was met vrees bevange. Maar die dag toe ek teruggaan na die Here op 16, ek was nog 16. Hy vrees is toe nou van my weg. Ek is nie meer vir julle bang nie. Want Jesus is my, saam met my. En wat die Here my toe ook openbaar is dat ek het gedink, die mense het my beroof van my maagskap wat ek vir God gegee het. Toe sê die Here vir my, hulle sal jou nooit kan beroof van die maagskap wat jy my gegee het nie. Want dit is my geestelike maagskap. En niemand sal my kan beroof daarvan nie. En die Here het my gesê, jy het nog dit. Amen. Suster Angie, kan nie glo ons tyd het alweer uitgehardloop. As jy nou net ingeskakel het op vandag, onthou dis deel 2 van Suster Angie Willard se volle lewensverhaal. Ons is tans besig, sy is tans besig om haar boek, haar lewensverhaal in 'n boekvorm in te sit, en dit gaan so oor 'n paar weke sal dit beskikbaar wees, en sy is ook besig om haar boeklaunch agter mekaar te sit. Al die inligting gaan op die skerms wees. En as jy ook baie graag 'n boek wil bekom, as jy ook baie graag 'n kaartjie wil bekom, sal al die inligting op die skerms wees, waar jy vir haar kan kontak vir 'n kopie van jou boek. Ons is nog nie klaar nie, ons is volgende week weer terug, om Suster Angie se lewensverhaal verder te deel. En wat vir my so uitstaan, Suster Angie, is, wanneer die Here jou pad langs kom, dan kom maak hy alles nuut. Dan kom genees hy kom maak jou heel, hy verlos jou. Ja, ons huil nog oor daardie proses, want jy gaan terug na daar waar dit nie so lekker was nie, maar jy weet die Here het jou daardeur gedra en het jou kom heel en hy het jou genees. So wanneer jy ook deur 'n proses gaan, begin vergewe daardie mense wat teen jou gespreek het, wat teen jou dinge gedoen het, begin vergewe daardie mense sodat jy ook genesing kan ontvang. Suster Angie, enige laaste woorde voordat ons hierdie deel 2 afsluit?
Ja. Nee, ek wil net vir mense, vir die wat dit hoor en luister en miskien nog gaan hoor. Die woord van die Here sê dat 'n ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Amen. Nou, daar is iets wat ek nie kan verstaan nie, is dat mense sê hulle het 'n ontmoeting met die Here gehad, maar dan raak hulle afvallig. Ja. En jy kan nie. Ja. So as jy nog 'n ontmoeting met die Here gehad het nie, kry jy 'n ontmoeting met hom. Amen. En ek beloof jou, dit is dinge wat jou hou. Jy sal nooit afvallig word nie. Amen. Die lied sê so mooi vir my, touching Jesus It's is all all that matters. really In your matters. life, it will never, ever be the same. Ek wil nie terugdraai nie, want die Here het jou kom vrymaak. Baie dankie, Suster Angie. Ons is volgende week terug, selfde tyd, selfde plek, wat Suster Angie haar deel 3 gaan deel oor haar storie. Dankie dat jy ingeskakel was. Dankie ook, Suster Angie. Mag die Here u ryklik seën en geseënde dag aan jou ook verder.